Nou vriende, dit is andermaal weer 'n voorreg om saam met u te kan wees so rondom die woord van die Here. Wat 'n voorreg om aan die einde van nog 'n week te kom en hierdie week af te sluit met die waarheid van die woord van die Here, wat soos 'n vaste fondament onder ons voete gelê word, sodat ons staande kan bly te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Ag, ek dink aan die woorde van daardie pragtige haleluja lied 509. Dit is 'n baie kort haleluja lied en die woorde is vir my so treffend. Daar staan: O maak my rein, o maak my rein, want voor u troon moet ek verskyn. Stuur tog op my u louteringsgloed en maak my rein deur Jesus bloed. Nou vriende, dis die gebed en die begeerte van elke kind van die Here, om daagliks te sê: Here, maak my rein, want voor u troon moet ek verskyn. En ag vriende, dit is vir ons as kinders van die Here iets waarna ons uitsien. Dis 'n dag van beloning, 'n dag waar ons voor die Here sal staan om die mooi so uit sy mond te hoor. En daarom is dit eie aan 'n kind van die Here om elke dag te sê: Here, maak my rein, want ek weet daar gaan 'n dag van rekenskap wees, waar ek ook voor u die heilige God gaan staan, wat my gekoop het in die bloed van die lam, en daar waar ek ook loon sal ontvang om aan u voete neer te lê, uit dankbaarheid dat u my siel kom red het. En ag vriende, dit bring ons by vanmôre se boodskap. Vanmôre gaan ons bietjie met u praat oor hierdie baie belangrike gedagte van dat die Heilige Gees kom gee ons sekerheid van saligheid. Nou, u sal onthou, ons het vir u in hierdie weke wat verby is 'n klomp gedagtes genoem oor wat die Heilige Gees doen. Hy oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die Heilige Gees is die een wat ons in die woord gesien het, ons in die waarheid lei as kinders van die Here. Hy leer ons alles wat Jesus ons geleer het en hy sal Jesus verheerlik. Vanmôre gaan ons dan kyk na die Heilige Gees gee sekerheid van saligheid. U onthou nog die woorde wat ons vir u gelees het daar in Johannes 14. Die Bybel sê, en Jesus het gebid en het gesê: ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En dit bring ons by vanmôre se gedagte uit, is die Heilige Gees gee sekerheid van saligheid. Nou vriende, as die Heilige Gees die Gees van die waarheid is, en die wêreld kan die Heilige Gees nie ontvang nie, dan is daar sekere eienskappe in die kind van God se lewe, wat net die Gees van God in hulle lewens kan bewerk. Waarom? Omdat hy by ons en in ons sal bly. En kom ons kyk vanmôre bietjie na die gedagte, hoe dat die Heilige Gees sekerheid van saligheid gee. Nou, in die jare wat ek in die bediening is, moet ek vir u sê, dis een van die sake wat ek die meeste al hanteer het, as dit kom by geestelike sake, is dat mense stoei met sekerheid van saligheid. Mense wonder baie keer, is ek 'n kind van die Here? En as jy met hulle praat, sal hulle sê: maar ek voel nie soos 'n kind van die Here nie, en ek tree nie altyd op soos 'n kind van die Here nie, en sonde wat ek in my lewe doen, voel baie keer vir my of ek nog 'n kind van die duiwel is. En vriende, daarmee worstel baie mense, en dan maak hulle die afleiding dat hulle nou nie kinders van die Here is nie, want hulle voel nie, en hulle sien nie altyd nie, en hulle ervaar nie altyd nie. En dis die leuen wat die ou vyand in mense se lewens inbring. Want as die Gees by ons en in ons sal bly, en hy is die Gees van die waarheid, sal daar sekere dinge na vore kom, wat vir ons duidelike teken sal wees, dat ons sekerheid van saligheid kan hê, wat die Gees dan in ons harte bewerk. Ek wil net wegval deur vir u te sê, die Bybel sê vir ons in 1 Johannes 5 vers 13, dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. So sekerheid van saligheid is belangrik vir ons geestelike groei, dis belangrik vir ons standvastigheid, dis belangrik vir ons ewige heil, dis belangrik om daagliks in die blydskap van die Here te lewe. Daar's niks so erg soos iemand wat heeltyd worstel of stoei, is ek gered of is ek nie gered nie. So kom ons kyk nou in die dae wat volg, na die gedagte die Heilige Gees gee sekerheid van saligheid. En die vraag wat ons gaan probeer beantwoord is, hoe gee die Heilige Gees dan sekerheid van saligheid? En hoe kan 'n mens weet dat jy aan die Here Jesus Christus behoort? En ag vriende, ek dink die maklikste om by weg te val is dat die Heilige Gees gee sekerheid van saligheid deur God se ewige beloftes in sy woord. Jy moet onthou, die Heilige Gees het die woord geïnspireer. 2 Petrus 1, 19 tot 21 sê vir ons dat die Heilige Gees het die heilige manne gedryf om die woord op te teken. Die hele skrif is deur God ingegee. God kan nie van sy gees geskei word nie, so sy gees het sy woord geïnspireer. En 2 Timoteus 3 vers 17 sê, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So die Heilige Gees gebruik die woord van God
en die beloftes in God se woord, om dan sekerheid van saligheid te gee. En ag, daar is verskriklik baie verse wat hieroor gaan. Johannes 10 vers 28 wat sê, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid toe, en niemand sal uit my hand uitruk nie. En ag, daar is soveel ander verse wat ons kan noem vir u, maar ek gaan so een of twee met u bespreek, so bietjie hanteer, so bietjie deur die gedeeltes gaan, om vir u te verduidelik hoe die Heilige Gees dan sekerheid van saligheid gee, en hoe dit in my lewe na vore kom, en hoe dit my vaste vertroue kan gee in my pad wat ek saam met die Here stap. En wanneer daar twyfel kom, kan ek hierdie twyfel tot rus te lê deur die beloftes uit die woord wat die Gees van God in my hart dan lewend maak. Nou, een van die belangrike gedeeltes vind ons, vriende, daar in Romeine 8. Ons lees daar vir 'n paar verse. Die eerste vers sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Vers 8, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. Vers 11, en as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Vers 14 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Nou, hier is 'n baie besondere hoofstuk in die Bybel. Ek het ongelukkig nie tyd om die hele hoofstuk met u deur te werk nie, maar ek gaan 'n paar dinge vir u uitlig, om dan ook hierdie saak vas te maak, hoe die Heilige Gees sekerheid van saligheid gee deur die beloftes in die woord. So ek gaan begin by vers 16, en dan werk ons bietjie terug, daar na die eerste vers toe, wat ons dan vir u gelees het. Nou, die 16de vers is die baie bekende immergroen vers wat sê, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Besondere vers, maar ek wil vir u sê, 'n vers wat uitmekaar geruk word, en ek wil amper sê, totaal verkeerd verklaar word deur baie predikers. Ek onthou as 'n jong man, het ek na predikante gegaan, verskillende predikante, en ek het vir hulle gevra, dominee, verduidelik vir my, wat beteken Romeine 8:16, dat die Gees self getuig saam met my gees, dat ek 'n kind van God is. En ag, die legio antwoorde was vir my verwarrend, want die een het gesê, dit sal 'n stemmetjie wees wat heeltyd vir jou sê, jy's gered, jy's gered, jy's gered. En die ander een weer, dis 'n gevoel wat jy sal kry dat jy gered is, of die Heilige Gees wat vir jou sal sê, jy's my kind, jy's my kind. En ag, vriende, dit het my so verwarring, ten einde laas ek na my pa toe gegaan. Hy's nie 'n predikant gewees nie, maar hy het die Here gedien vandat ek my verstand gekry het. En ek wil vir u sê, toe kom vra, pa, wat sal jy sê beteken Romeine 8:16? Toe gee hy my 'n Bybelse antwoord. U sien, meeste predikante is besig met idees, opinies, gedagtes, verse buite verband, gevoel, ervarings, en hulle kom nie uit by die hart van die Bybel, naamlik dat God se Gees, God se woord geïnspireer het, en deur die woord van God gee die Here ons sekerheid, want die Gees getuig aangaande dit wat neergepen is in die Bybel. My pa se antwoord aan my was eenvoudig, my seun, as jy die Bybel bestudeer, dan gee die Gees getuienis saam met ons gees, ons kinders van God is, deur die vrug wat ek in my lewe dra. En ek wil vir u sê, ek kon amper opgespring het en uitgeroep het, halleluja. Want dis presies wat Romeine 8 vir ons kom leer. So kom ons werk gou deur Romeine 8. Die eerste vers sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Met ander woorde, as die Gees in my hart woon, dan gee die Gees sekerheid van saligheid as ek wandel deur die Gees. Met ander woorde, daar's nie aanhoudende elke dag se patroon van sonde wat ek in my lewe bly doen soos in my ou lewe nie. Ek wandel nou nie meer volgens die ou patroon van my lewe nie, maar ek wandel nou in 'n nuwe lewe saam met Christus. Die Bybel is verder. Die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Ons is nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees in ons woon. En as die Gees in ons woon, vriende, wat sê die Bybel, wat is die uitvloeisel daarvan? Die uitvloeisel is eenvoudig, dat ons sterflike liggame lewend gemaak word. Ons hele gedagtepatroon verander. Ons begin lewe soos God dit van ons vra. U moenie dink iemand kan uit sy eie uit
op sy eie natuurlike manier die Here dien nie. Dis onmoontlik. God se standaard is te hoog. Die standaarde van God se heiligheid is vir ons van so aard dat ons in verwondering staan en uitroep, wie kan ooit hierdie God behaag? En dan is die antwoord, deur God se Gees wat in ons woon, kan ons God behaag, want hierdie Gees wat in ons woon, roep uit, Abba Vader. So wil jy weet of jy 'n kind van God is, kyk na die vrug wat jy dra. Is daar 'n begeerte na die dinge van die Here? Is daar 'n begeerte na die woord van God? Is daar 'n haat vir sonde? Is daar 'n liefde vir die Here self? Is daar 'n begeerte dat siele gered sal word? Vriende, is daar 'n begeerte om te bid? Ek sê nie, u gaan in al hierdie dinge altyd 100% kry of die beste doen of suksesvol wees daarin nie, maar jou begeertes verander in totaliteit die oomblik as jy die Gees van God ontvang. En as die Gees van God in jou woon, sê die Bybel vir ons, dan lei die Gees van God ons. Die Gees van God lei ons in die waarheid. En dis hoe die Heilige Gees deur die woord getuienis gee. Die Here sê vir ons baie duidelik in Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Dit is belangrik om te weet dat die Heilige Gees ons in staat stel om dan hierdie stap te neem tot redding. Want die Heilige Gees bring lewe, hy oortuig my van my sonde, ek roep uit, Here, wees my redder, en die Bybel sê vir ons, dan gee die Here my mag, dat ek sy kind kan word. Die bewys daarvan is die lewe wat ek leef om die Here te verheerlik. Ek wandel nie meer in die vlees nie, ek wandel nie meer in my ou lewe nie, alhoewel ek soms nog sonde doen, is daar die begeerte, Here, vergewe my, en ek wil meer word soos Jesus. So die Heilige Gees gee nie sekerheid deur 'n gevoel, deur 'n ervaring, deur 'n belewenis nie, maar die Heilige Gees maak hierdie sekerheid al hoe vaster in my hart, na mate ek die beloftes van God raak sien, waar hy vir my sê, dat as ek my sonde bely, is getrou en regverdig om die sonde te vergewe en my van alle ongeregtigheid te reinig. Die Bybel gee vir my sekerheid deur die Gees wat die woord geïnspireer het, dat almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word. Hy gee ons die ewige lewe en ons sal nooit weer verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal ons uit die hand trek nie. Ek vra jou dat jy sal steun op God se beloftes, al voel jy nie altyd so gered soos jy miskien graag wil voel nie. Maar deur die woord en soos die belofte sterker en die Gees die woord vaster maak in jou hart, des te meer kry jy daardie sekerheid, daardie onwrikbare sekerheid. Ek wandel nie meer in die vlees nie, maar in die Gees. Dit is ongelukkig ook so, wanneer ek in sonde myself begewe, dat hierdie twyfel gaan kom. Wanneer ek in 'n patroon van sonde begin verval, gaan hierdie gedagtes in my hart opkom, is ek werklik 'n kind van die Here, en dan het jy nodig om te bely, om terug te gaan na die kruis, vergifnis te vra en te sê, Here, u Gees bly uitroep, Abba Vader. Dis vir my een ding wat in my lewe uitstaan soos 'n paal bo water in die jare wat ek die Here dien. Dis dat die Gees nooit ophou om hierdie begeerte in my hart te wek, na die woord, na gebed, na sondebelydenis, na lewe van heiligheid. Dis nou al 34 jaar later, en ek het vanmôre weer die Here gedank vir sy goedheid, vir sy genade, dat hy 'n sondaar mens soos ek gered het, en die goeie werk wat hy begin het in stand hou, deur die werking van sy Heilige Gees. Mag die Here u seën. Ons gaan môre aan, of maandag aangaan met die reeks, oor hoe die Heilige Gees sekerheid van saligheid gee. Daar's nog so 'n paar punte wat gaan volg. Dis soos 'n legkaart wat in mekaar moet pas. Ek vra dat u asseblief al die boodskappe sal luister. As daar enige vrae is u baie welkom om te vra. Baie seën, baie liefde, groete. Ons bid vir mekaar en ons dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Mooi dag verder. Tada.